Net voordat ek begin met die preek, wil ek net gou iets noem. Ons het mos nou al oor al hierdie vorige 12 hoofstukke wat ons mee besig was in Markus gesien, hierdie uiterste antagonisme van die Fariseërs en die skrifgeleerdes teenoor Jesus. En dit bou steeds net op. Hoop om daaroor ook ietsie te sê net, ja. Maar ek wil net verwys na een dingetjie hier in vers 13, waar Markus sê hulle het sommige Fariseërs en Herodiane na hom gestuur sodat hulle hom op 'n woord kon vastrek. Die woordjie wat in Grieks daar gebruik word, wat hier vertaal is met vastrek, is het in die Grieks die betekenis van 'n wrede jagtegniek. Soos byvoorbeeld dat hulle 'n gat sou grou en onder in die gat penne sit. Dat wanneer 'n dier in hierdie gat inval, val hom omtrent onmiddellik dood in hierdie penne wat so regop staan. So dit is die wreedheid wat Markus probeer oordra, waarmee hierdie Fariseërs en die Herodiane op pad is na Jesus toe. Hulle is daarop uit om hom te finish. Goed, so met dit in gedagte, toe ons 2 weke gelede Jesus se gelykenis van die wingerd en die huurders gelees het, het ons al reeds toegesien dat Jesus hierdie geestelike leiers, soos by baie ander geleenthede, die Fariseërs, die skrifgeleerdes ensovoorts, ontbloot het as valse leiers. Mense, leiers wat God aangestel het om sy volk te lei in die waarheid van God se woord, soos wat dit al van die Ou Testamentiese tyd af geopenbaar is, maar hulle het hulle God gegewe taak versaak. En Jesus het dit in geen onduidelike taal vir hulle gesê dat hy hulle gaan verwyder. Want hy het toe Jesus gesê het in die gelykenis, wat sal die eienaar doen? Hy sal hulle doodmaak en die wingerd vir ander gee. En daardie ander sou dan nou die apostels wees, wat na hierdie Ou Testamentiese Fariseërs en skrifgeleerdes gekom het en die kerk van die Here Jesus Christus sou lei vorentoe. Goed, nou soveel as wat hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes nou al vir die laaste 3 jaar van Jesus se bediening, aardse bediening geïrriteerd was met hom, was Jesus nou nie meer net vir hulle 'n irritasie nie. Hulle het hom nou met 'n absolute passie gehaat, soos wat ek nou probeer beskryf het. Ons skriflesing is, of die gebeure van ons skriflesing gebeur op die Woensdag van die Lydensweek. Julle sal onthou die Maandag het Jesus Jerusalem binnegekom en die skare het hom ontvang en hulle klere en takke op die pad uitgegooi en gesing, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Die mense van Jerusalem, die Jode wat gekom het vir die Pasga, daardie week in Jerusalem, was verskriklik opgewonde oor die Messias wat gekom het. En juis hierdie opgewondenheid onder die skare het hierdie Fariseërs nog meer die hoenders ingejaag. Dit was die Maandag. Die Dinsdag gaan Jesus na die tempelterrein toe. Hy maak 'n sweep en hy jaag die tempel, die geldwisselaars en die duiweverkopers daar uit. Hy veroorsaak absolute chaos. En nou bereik hierdie Fariseërs se haat teenoor Jesus 'n absolute kookpunt. Hulle wil slange vang. Maar die probleem is, hulle kan niks aan Jesus doen nie. Hoekom nie? Want hulle is bang vir die skare. Hierdie mense is opgewonde oor Jesus. Hulle bewonder hom. Die beloofde Messias het gekom. Hulle is opgewonde oor hom. So hierdie Fariseërs moet hom op een of ander manier dit regkry om die skare teen Jesus te draai. En hulle moes iets doen om seker te maak dat dit nie hulle is as
as Joodse leiers nie, maar die Romeine wat Jesus vir hulle uit die pad uit gaan vat, wat Jesus gaan vermoor. Vraag is, hoe gaan hulle dit regkry? Nou lees ons in vers 13, het Markus sê, hulle het sommige van die Fariseërs en die Herodiane na Jesus gestuur. Nou, miskien moet ons net eers sê, wie is hierdie hulle? Die hulle is die Sanhedrin, die Joodse raad, wat hoofsaaklik bestaan het uit Fariseërs, skrifgeleerdes en Sadduseërs. Al drie was eintlik maar godsdienstige sektes van daardie tyd. Maar hier stuur die Sanhedrin 'n afvaardiging van Fariseërs en Herodiane. Nie Fariseërs en skrifgeleerdes of Fariseërs en Sadduseërs nie, maar Fariseërs en Herodiane. En dit is baie vreemd. Want die Fariseërs en die Herodiane het glad nie ooghare vir mekaar gehad nie. Hulle het mekaar gehaat. Want die Fariseërs was 'n godsdienstige groep, die Herodiane was 'n politiese groep. Die Fariseërs se fokus was op die wet van Moses, die wette van God. Die Herodiane was behep met die Romeinse wette, die wette van Rome, die Romeinse keiser. Die Fariseërs was lojaal teenoor Israel, die Herodiane was lojaal teenoor die Romeinse keiser. Die Fariseërs het die Herodiane gehaat en verafskie, omdat hulle gesê het, hulle het hulle siele verkoop om die Romeinse keiser aan hom lojaal te wees. Die Fariseërs wou Jesus doodmaak oor sy teologie. Jesus se teologie het nie die Herodiane geplan nie. Dis nie vir hulle 'n issue nie. Die enigste manier waarop Jesus vir die Herodiane 'n probleem sou word, is wanneer Jesus iets sou sê of doen wat vir die Romeinse keiser duidelik sou maak dat Jesus word 'n bedreiging vir die Romeinse ryk. So die Fariseërs moes iets probeer doen om Jesus iets te laat sê wat twee goeters doen. Hulle moes Jesus kry om iets te sê of te doen wat die Jode teen hom draai en wat die Romeinse keiser teen hom draai. Dis die plan. En dan word die plan in vers 13 in werking gestel. Die Sanhedrin stuur toe Fariseërs en Herodiane na Jesus om hom met 'n woord vas te trek. Vyande is bereid om saam te werk om Jesus uit die weg te ry. Dis wat hier gebeur. En kyk nou net hierdie skynheiligheid waarmee hulle by Jesus kom. Hulle sê, Meester. Hulle spreek Jesus aan met 'n titel wat gereserveer was vir Joodse rabbies alleen. Meester. En dan sê hulle iets wat vir hulle bitter moeilik moes gewees het om te sê. Hulle sê, ons weet dat u opreg is. Wat? Hulle bedoel dit glad nie. Hulle glo dit vir geen oomblik nie. Hulle is oortuig dat Jesus is 'n leenaar en 'n misleier. Dis wat die Fariseërs glo. So hoekom sê hulle hierdie dinge vir Jesus? Hoekom sê hulle vir Jesus, Meester, ons glo dat u opreg is? Wel, hulle probeer Jesus vlei. Hulle probeer vir Jesus heuning om die mond smeer. Hulle probeer voorgee voor daardie mense dat hulle in alle opregtheid na Jesus toe kom net om 'n eerlike vraag vir hom te vra en 'n eerlike antwoord te kry. Dis die beeld wat hulle probeer skep. Meester, ons ken nie as 'n eerlike man wat altyd net die waarheid praat. Dit maak nie saak met wie u praat nie, want u heg geen waarde aan enige iemand se status nie. U skroom nooit om net die eerlike waarheid te praat nie. So wat hierdie Fariseërs probeer doen, is hulle probeer die tafel dek om 'n antwoord uit Jesus te kry op 'n vraag wat hulle hom wil vra, en dit is 'n vraag wat, soos hulle gedink het, as Jesus antwoord soos wat hulle gedink het hy gaan, dan gaan dit die mense teen hom draai, en hy gaan in die moeilikheid kom by die Romeinse keiser. En hier kom die vraag,
Is dit toelaatbaar om belasting aan die keiser te betaal of nie? Is dit toelaatbaar? As mens praat van toelaatbaar, dan praat jy van mag of nie mag nie. So hulle vra, mag ons belasting aan die keiser betaal? Of mag ons nie? Moet ons of moet ons nie? Dis 'n strikvraag. Want of Jesus ja of nee sê, beide antwoorde sou hom in die moeilikheid bring. Sien die Jode daar rondom Jesus wou hê dat hy moes sê nee. Dis verkeerd om aan die keiser wat 'n heiden is, wat 'n afgodsdienaar is, wat 'n verdrukker van God se volk is, dis verkeerd om aan hom belasting te betaal. Dis wat hulle wil hê Jesus moet sê. Dit was vir hierdie Jode 'n bitter pil om elke jaar belasting aan Rome te betaal en te weet dat hulle op hierdie manier ook bydra tot die goddelose verdrukker se lewenstyl en onheilige praktyke. En dis juis ook hoekom die Sanhedrin gesorg het dat daar Herodiane, onthou nou daardie mense wat Rome en die keiser goedgesind was, daar teenwoordig was toe hulle vir Jesus hierdie vraag gevra het. Want die oomblik as Jesus sou sê dat die Jode nie belasting aan die keiser moet betaal nie, omdat hy 'n heiden is, en omdat hy 'n afgodsdienaar is, en omdat hy God se volk verdruk, dan sou hierdie Herodiane reguit na die keiser toe hardloop en vir Jesus gaan aangee as iemand wat probeer om die mense in opstand te bring teen Rome. En weet julle, dit het al gebeur. As jy gaan kyk in Handelinge 5 vers 37, lees ons daar van 'n Judas van Galilea. Nou hierdie Judas van Galilea het geleef in die tyd van omtrent toe Jesus so 6 jaar oud was. Jesus was nog klein. Maar hierdie Judas van Galilea het presies oor hierdie saak van belasting aan die keiser betaal 'n opstand veroorsaak. Die mense opgesweep om nie hulle belastings te betaal teen Rome nie. En die Romeinse weermag het baie vinnig met hulle gehandel en vir Judas en sy volgelinge van kant gemaak, voor daar 'n groot opstand kom. Aan die ander kant, as Jesus egter om een of ander rede sou sê, ja, julle moet julle belastings betaal aan die keiser, dan sou al hierdie Jode, wat so lojaal was teenoor Jesus, en wat hom met hosannas ontvang het, toe hy 2 dae gelede Jerusalem binnengekom het, skielik teen hom draai, ontnigter wees, dink dat Jesus 'n verraaier is, en hom as die beloofde Messias verwerp, en so sou die Fariseërs ook hulle sin kry. So wat ook al Jesus sou antwoord, het die Fariseërs gedink, sou sy einde beteken. En tog was hulle oortuig dat hy gaan sê, nee, moenie julle belastings aan die heidense keiser met sy heidense godsdienst betaal nie, want dit sou net so goed wees soos verraad teen God en afgoderry. Vers 15. Maar Jesus was bewus van hulle skynheiligheid en sê vir hulle, waarom toets julle my? Bring vir my 'n denarius dat ek daarna kan kyk. Hoekom toets julle my? Julle soek nie na die waarheid nie. Daar is mos nou geen integriteit in hierdie vraag wat julle vir my kom vra nie. Maar bring vir my 'n denarius. Nou geliefdes, 'n denarius was 'n Romeinse geldstuk wat gebruik is so omtrent 300 voor Christus tot 300 na Christus. So 600 jaar lank is hierdie denarius gebruik. Die Romeinse keiser wat aan bewind was, het munte gemint, geldstukke gemint, gedruk, met sy eie gesig daarop. En as ons aanvaar dat die denarius wat hulle daardie oomblik vir Jesus gebring het, gemint was deur keiser Tiberius, wat op hierdie stadium die keiser was,
dan sou daar op die een kant van die munt 'n afdruk van die keiser se gesig gewees het, en op die ander kant van die munt 'n beskrywing, sê Markus, iets soos keiser Tiberius, seun van God Augustus. Dis wat die keisers van hierdie tyd gedoen het. Hulle het vir hulle self goddelike status toegeëien en daarmee gespog op die muntstukke wat hulle van hulle self laat druk het. En vir 'n Jood was dit natuurlik godslasterlik. Want vir 'n Jood was daar net een God. En dis die God van Abraham, Isak en Jakob. Dus was hierdie Romeinse denarius vir die Jode soos 'n klein afgooitjie. En hulle wou niks daarmee te doen gehad het. En daarom moes die Fariseërs gedink het dat Jesus sou sê, as Jode moet julle niks met hierdie heidense godslasterlike kultuur te doen hê nie, en niks vir die Romeine gee nie. En soos ons vroeër gesê het, as Jesus dit sou sê, sou die Herodiane reguit na die Romeinse regering, waarskynlik Pilatus, wat op daardie stadium in Jerusalem was vir die Paastyd, gehardloop het en Jesus laat arresteer en teregstel het, voordat hy 'n volkopstand veroorsaak, soos wat in die tyd van Judas van Galilea gebeur het. Wel geliefdes, dan antwoord Jesus hierdie mense, maar hulle was nie voorbereid op Jesus se antwoord nie. Jesus antwoord hulle en hy sê, gee dan aan die keiser, hy vra vir hulle, wie se gesig is op die munt, wie se inskripsie is daarop, en hulle sê, dis die keiser se. En dan antwoord Jesus en sê, gee dan aan die keiser wat hom toekom, en aan God wat hom toekom. En dan sê Markus, hulle was stom verbaas. Hulle het nie hierdie antwoord verwag nie. Hulle ore tyd. Kan nie glo wat hulle hoor nie. Jesus sê, betaal julle belastings. Jesus sê, julle skuld dit aan die keiser, dit behoort aan hom, betaal dit. En ons weet waarom Jesus het gesê het, nie waar nie? Want die skrif leer ons dat die regering, enige regering, 'n instelling van God is. Romeine 13 vers 1 sê, laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom gestel is. Want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. En die wat daar wel is deur God ingestel. Wie gesag teenstaan, verset hulle dus teen die instelling van God. En diegene wat hulle verset, sal 'n oordeel oor hulle self bring. Daarom betaal julle ook julle belastings, want hulle is dienaars van God, wat hulle juis hiermee bemoei. Betaal almal wat hulle toekom. Belasting aan wie belasting, tolgeld aan wie tolgeld, ontzag aan wie ontzag, en eer aan wie eer toekom. In 1 Timoteus 2 vers 1 sê die skrif, heel eerste versoek ek dat smekinge, gebede, voorbeding en dankgebede vir alle mense gedoen word, vir konings en almal wat gesagsposisies beklee. 1 Petrus 2 vers 13, wees terwille van die Here onderdanig aan elke menslike instelling, sowel aan die keiser, die hoogste gesagsdraer, as aan die prokurator, die mense deur die keiser gestuur om misdadigers te straf en die wat goed doen aan te prys. God se wet is dat sy kinders gehoorsaam sal wees aan die owerheid wat God daar gestel het. In 'n sekere sin is 'n regering, geliefdes, 'n vorm van algemene genade wat God daar gestel het tot almal se voordeel. Net soos wat God sy sonskyn en reën, kos en water aan goeie en slegte mense gee, so gee hy 'n regering. Daar is nie iets soos 'n Christelike regering of 'n Christelike nasie nie. So iets sal ons eers sien na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar intussen is dit God se opdrag aan ons om die regering wat hy oor ons gestel het te gehoorsaam. Of hulle aan God gehoorsaam is, in terme van die God gegewe opdrag wat hulle van God ontvang het, daarvoor sal hulle eendag
voor die regbank van God verantwoording moet doen. Dis nie ons saak nie. Ek en jy sal rekenskap moet gee oor of ons aan God gehoorsaam was, deur sy bevel te gehoorsaam, dat ons die regering wat hy oor ons gestel het, moet gehoorsaam. So gee aan die keiser wat hom toekom, sê Jesus. Maar nou kom die heel belangrikste deel van Jesus se antwoord, wanneer hy sê, en aan God wat hom toekom. En dit was die groot probleem vir hierdie fariseërs, was dit nie? Hulle het so groot bohaai gemaak oor die belasting wat hulle aan die keiser verskuldig is of nie. Maar hulle was nie in die minste gepla oor wat hulle God verskuldig is. En wat ons God verskuldig is, geliefdes, is baie groter en belangriker as die saak van belasting. So wat is ons die Here verskuldig? Jesus het dit so baie keer gesê. Jesus het gesê, as julle my eer, eer julle my Vader. As julle my eer, eer julle my Vader. As julle my nie eer nie, eer julle nie my Vader nie. By Jesus se doop het die Vader uit die hemel gesê, hierdie is my geliefde seun, luister na hom. Luister na hom met gelowige harte en gelowige ore. Ons skuld dit aan die regering om hulle belastings te betaal, maar nog belangriker, ons skuld die Here iets. Wat skuld jy die Here? Ek en jy vanoggend wat hier sit, skuld die Here presies dieselfde as wat hierdie fariseërs hom geskuld het. Nie skynheiligheid nie, nie selfgemaakte godsdiens nie. Nee, geliefdes, ons skuld dit aan die Here om hom met ons hele hart, siel, krag en verstand lief te hê en te gehoorsaam. Dis wat ons die Here skuld. Gee die keiser wat hom toekom en aan God wat hom toekom. Ons skuld hom dit, hy is dit waardig en hy beveel dit. Ons skuld God dit, dat ons sy seun, ons Here Jesus Christus sal eer, dat ons na hom sal luister, dat ons hom sal lief hê, dat ons hom sal omhels as ons enigste hoop op ons en as ons enigste verlosser, en dat ons hom daarvoor sal eer en dank, dat hy in die tuin van Getsemane gebid het, nie my wil nie, Vader, maar u wil, en die angste van die hel deurgemaak het, toe in jou en my plek God se toorn oor ons sondes op hom geneem het. Kom ons bid saam. O Here, onse God, ons dank u, dat u vanoggend ook weer met ons praat. Ons voel onsself soveel dinge verskuldig aan mense, instansies, skool, kerk, familie. Ons hoor ook in ons skriflesing vanoggend dat oor al die eeue heen is dit 'n worsteling vir mense om belastings te betaal. Maar ons hoor ook baie duidelik dat u gebod is, u bevel is, dat ons dit aan ons regering verskuldig is. Maar meer nog, Here, en dit is wat ons bid, dat u ons vanmôre sal help verstaan. Dit wat ons u verskuldig is. Die eer, die lof, die dank, die gehoorsaamheid, die ywer, die loyaliteit,
dit wat so baie in gebreke is onder ons. Ons vra U ons daarvoor te vergewe en ons ywerig te maak om ons skuld aan U te betaal. Mag U woord deur die werking van U Gees die verandering in elkeen van ons lewens bring waarvoor U woord gestuur het. Ons smeek dit in Jesus se naam. Amen. Gaan ons probeer sing. Goed. Psalm 40 vers 4. Psalm 40 vers 4 is 'n gebed waar ons beide vra en sê dat ons onsself vir die Here aanbied om sy wil te doen soos wat hy dit van ons vra. Kom ons staan en sing ons Psalm 40 vers 4 en daarna kan ons liefdegawes afdra. Kan ek net sien hoe lyk die lied 212 daar op die skerm? Daar is hy. Ons gaan afsluit met lied 212 vers 1 en 2. Daai woorde wat in hakies gedruk is. Sing 'n mens so half, daar's so 'n tweede stem wat bykom en dit sing. So vir die wat lekker vinnig is, daar's twee amper so twee stemme. Ek wil die Here loof en terwyl loof aangaan, dan kom die hakies in. So die wat kan en die wat dit verstaan, sing dit so asseblief so saam met ons. Kom ons sluit af met vers 1 en 2 van lied 212. Yeah.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Ekskuus voor julle loop net gou vinnig ietsie. Ek wil Johan hulle dankie sê vir die hantering van